Ons gesels oor kweek verwondering om te floreer en vandag se tema is kyk na die sterre. Wanneer mense 'n moeilike situasie beleef, sê ons dikwels dit voel nag. Dis asof dit donker is rondom jou en jy kan nie die lig sien wat vir jou rigting of oplossing gee nie. Nou die volk Israel het destyds gevoel dis nag vir hulle. Hulle is in ballingskap weggevoer en hulle het gevoel God het van ons vergeet. En dit is interessant dat die profeet Jesaja juis in so 'n donker tyd in hulle geskiedenis verwys na waar daar wel lig is. Hoe staan dit geskryf in Jesaja 40 vers 26? Kyk op na die hemel. Wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leer laat uittrek in hulle volle getal, dit is hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg hy dat geen een van hulle ontbreek nie. Nou die profeet sien die sterre as bewys van God se mag en sorg. God het elke ster geskep, ken elkeen persoonlik, God hou alles en almal in stand. En as God dit vir die sterre doen, moet die volk onthou, dat God dit ook vir sy volk sal doen. Hy het nie van sy volk vergeet nie. Selfs al voel dit vir hulle op hierdie oomblik nagduister, is die sterre die teken, die herinnering aan God se mag en getrouheid. Navorsing wys dat verwondering in die natuur jou welstand verhoog en jou stres verminder. Anderson, Monroe en Kelter bevind dat blootstelling aan natuurervarings so sterre kyk, hoop en vitaliteit herstel. 'n Eenvoudige natuurervaring kan jou help om weer energie en vrede te vind. So laat sterre jou vandag herinner dat God se plan baie groter is as ons daaglikse bekommernisse en dat ons bekommernisse klein is in perspektief in verhouding daarteenoor. Skakel miskien vanaand jou foon af en sit net vir 10 minute en kyk na die sterre. Noem die goed waarvoor jy reeds dankbaar kan wees, soos jou gesondheid, soos dat jy 'n snytjie brood kon hê, dat daar geleenthede is wat wag. En as daar vanaand nie sterre is nie, as dit donker maan is, sit die kamerlig af en kyk na 'n prentjie met sterre op jou foon, net sodat jy weer slag kan onthou. Die sterre is daar, maar belangriker, God is daar en God is hier. Leef geïnspireerd.